Julle kan maar sit, dankie. Verlede, vir die wat nou nie was, net ons verlede Sondag, het die Here vir my gesê, die leeu van Juda brul. Nou vandag is deel 2. Ons het verlede week het ons nog gepraat, dat ons, daar sonde in die wêreld wat ons moet afskaf. En ons moet vir die mense daar buite gaan vertel van die Here se genade, sy liefde en sy vergifnis. Vandag gaan ons gesels oor God se troon en die hel. Nou, in al my jare wat ek Sondagskool toe gegaan het, in die NG Kerk, selfs in die AGS Kerk, was stories baie keer so geraak aan die hel, maar daar's nooit gepraat regtig oor God se troon, sy toren, sy woede, sy toren oor ons lewens, en dat die hel 'n werklikheid is nie. Nou, daar is mense wat verskillende sienings het oor die hel. Nou, ons gaan nou daarby kom. Maar eerste gaan ons gesels oor die toren van God. As julle julle Bybels hierso het, ek het so 'n paar van hierdie goedjies ook ekstra gedruk, as julle wil daarvan wil hê agterna. In die Ou Testament is die woede van God 'n goddelike antwoord teenoor menslike sonde en ongehoorsaamheid, sy toren. As ons gaan kyk in die Ou Testament oor Israel, hulle ongelowigheid, hulle aanbidding van afgode. Nou, hulle het egte afgode aanbid, hulle het dit gemaak en dit aanbid, maar 'n afgod in daardie tyd is bietjie anders dan ons. Daar is mense wat afgode aanbid, maar daar's baie ander afgode in ons lewe. Baie van ons is onsself 'n afgod. Ek en my eie ek wil altyd eerste wees. Ek en myself wil my sin hê. Ons wil nie bietjie luister na wat 'n ander een sê nie. Dan het ons afgode in dwelms, drank, rook, pornografie. Ons het dit verlede week het ons dit gelees. Ek wil nou nie weer daaroor ingaan nie. Maar in Sefanja 1 vers 14 tot 15 sê dit vir ons. Ek gaan vir julle net die skrifgie so gee. God se woede teenoor sonde en ongehoorsaamheid is volkome en regverdig. Sy toren, hy gaan nie oor 'n onskuldige mens sy toren laat losbars nie. As ons gaan kyk na Sodom en Gomorra, hy het nie daai plek laat vuur uit die hemel laat val, voordat Lot en sy familie nie daar uit is nie. Hy het dit ook in die Bybel het hy gesê, ek kan niks doen terwyl julle nog hier binne is nie. So hulle moes berge toe gaan, na 'n ander klein plekkie toe gegaan het. Toe het God se toren oor dit losgebars. Ons moet luister, want God se toren is daai leeu wat brul. Dit is nader as wat ons verwag. In Efesiërs 1 vers 13 sê hy, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Ons het 'n belofte van God die Vader, dat ons nie sy toren sal voel nie, as ons gered is, wedergebore, dat ons sonde bely, as ons sonde almal, maak nie saak, dat ons deur die Heilige Gees gevul is en ons sonde bely het, en ons maak nog steeds droog. Maar as ons vir die Here bely, dan sal hy ons vergewe, en is ons weer skoon gewas. Maar, ons het die belofte, dat ons deur die Heilige Gees verseël is tot ewige lewe. Daar's baie mense daar buite, wat dit nie is nie.
En dis ons werk vandag om hierdie kwaai woord te hoor van God se toren, want dit is 'n werklikheid. Skus 'n bietjie. Die toren van God is vreesaanjaend en verskriklik. Julle, ek wil nie daarvan deel wees nie. Die mens het sy vrees vir God verloor. Hulle is banger vir mense wat hulle sê, as wat hulle vir die Vader is. As jy kyk na ons regering, hulle maak wette, nie vir 'n mens nie, vir hulle self, om hulle te verryk, om hulle te bevoordeel. Die dag wat God se toren oor hulle gaan losbars, dit gaan nie saggies wees nie. God se toren is nie saggies nie, hy gaan sê, sies toch shame nie. Baie keer kry jy mamas of paas wat hulle kinders wil tigtig. God tigtig ons. As ons nie in sy wil is nie, ek sê altyd, jy loop om my berg weer en weer tot jy dit reg kry. Dis wat God doen, want hy is lief vir ons. Baie keer geblaat hy toe, laat seer kry in ons lewe gebeur, om ons daardeur te tigtig en om ons te vorm en ons sterk te maak. Nêrens staan dit dat ons dit gaan maklik hê as sy kinders nie. Want hier moet ons leer en deur ons foute en deur die tigtiging wat hy vir ons gee, kan ons ander mense help. Vra my, ek weet, die Here het vir my baie harde bene laat kou. En nou se kan staan, om hier te kan staan om te sê, ek staan op die woord van die Here. Ek kan dit wat in my lewe gebeur het, wat my sterk gemaak het, kan ek vir ander mense bemoedig en leer en vir hulle vertel, byt vas. Daar is hoop aan die ander kant. Ek het vir die Here gesê, hier is ek. Ons wat hierso sit, moet dieselfde kan sê. Ons is sy disippels. As ons gaan kyk na wat in die wêreld aangaan, dis soos ek sê, die regering. Mense, kom ons kyk. Romeine 5 vers 9 sê, veel meer sal ons, nou dat ons geregtig is in sy bloed, deur hom gered word van die toren. Dis Romeine 5 vers 9. Filippus 4 vers 7 vertel vir ons, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Dit is die belofte wat hy vir ons het. Omdat ons verseël is deur sy Heilige Gees. Maar die wêreld daar buite wat stikkend is dit nog nie. En dit is wat ons nou hierdie woord moet hoor van God se toren, en dat ons vir hulle kan gaan waarsku. Dit help nie, jy kan net vir hulle vertel, God is liefde en hy vergewe jou nie. Dan is hulle onder die indruk, ek kan maar maak wat ek wil, en ek kan doen wat ek wil, kan sê wat ek wil. Gister toe ons met die uitreik buite was, toe vertel Myrtle vir ons, hulle het gaan 'n dansie doen, en toe is daar 2 manne wat aan die beklei was. Hulle wil met mekaar of het mekaar met messe gesteek. Daai mense is nie gered nie. Hulle moet die woord hoor. Hulle moet hoor, God se toren is werklikheid. Sy barmhartigheid, sy liefde, sy genade gaan op 'n einde kom. As ons kyk na wat in die wêreld aan die gang is, met al die tekens wat die Bybel vir ons sê, is reeds aan die gang, dan is ons tyd min, en dan is die mense daar buite, baie wat nie gered is nie. Ons moet vir hulle sê. Soos ek gesê, die troon van God word nie bespreek nie, want ons word net vertel van God is liefde. Hy is liefde. Ek het 'n preek gegee in Oranje, wat ek gepreek het oor God se liefde, God se beloftes. Die Bybel is vol beloftes, as ons sy kinders is, en ons is gehoorsaam.
Daarby ons sê ons is sy kinders en ons is een voet in die wêreld, een voet in die kerk nie. Want dit is wat ook gebeur. Sonder God se heiligheid en sy toorn is die kruis van Jesus sinneloos. Maak dit sin? Jesus het vir ons alles gegee. Dit is hoekom ons kan sê, ons word weergebore. Ons bely ons sondes, ons doop onsself en ons word gevul met die Heilige Gees, laat ons in staat kan wees om sy kinders genoem te word en dat ons in staat kan wees om ander te kan vertel. Die leeu van Juda se brul is baie naby. As ons ook gaan kyk na kerke, soos ek net nou gesê, die kerk preek nie daaroor nie. God is liefde. Toe ek vir hulle vertel, net nadat ons hier aangekom het, toe vertel ek vir iemand, ons moet die mense vertel van die hel. Toe sê dit, nee, jy moet net vertel, Jesus is liefde. Daai Jesus liefde gaan hulle inwin. Maar daar is ook skrif in die woord wat sê, jy moet hulle met vrees uit die vuur uitruk. Amen. En nou, hoe gaan jy dit doen? As jy nie vir hulle vertel, dat die toorn van God is werklikheid, en die hel is werklikheid nie. Dis 'n ewigheid. Die mense besef nie die woord ewig nie. Daar's nie omdraai kans nie. Hulle besef nie die ewigheid is ewigheid nie. Dis nie maklik nie. En dis ook nie lekker nie, om die woorde vir mense te vertel nie. Maar ek het nou al vir 'n paar mense, jong mense op die straat terwyl ons vir hulle kos gegee, vertel van die hel. Maar hulle besef nie, want anders sou hierdie kerk vol gewees het vandag. Hoekom is God se toorn aan die kom? Dit word die refrein vir 'n persoon sonder berou wat onwillig is om hom aan die Here se tug te onderwerp. Om teen God te veg. Dit is die hoogtepunt van trots. Want dit is jou eie ek. Ek wil. I, me en myself sê ons in Engels, ek weet nie lekker in Afrikaans nie. Soms wil ons net ons eie weg hê. Ons wil nie dink dat maak nie saak in wat se moeilikheid ons is nie. Almal van ons gaan deur moeilikheid. Baie keer van ons gaan ons deur familiemoeilikheid. Ons het werksmoeilikheid. Ons het persoonlike verhoudingsmoeilikheid. Ons het sommer net kindermoeilikheid en boeties en sissies en ma's en pa's se moeilikheid. Ons het daai moeilikheid. Finansiële probleme. Daar's nie een mens wat kan sê ek is heilig en veilig, ek het niks en niemand in my lewe nodig nie. Ook nie die Here nie, want ek het my eie pad vorentoe gegaan. Dan is jy heeltemal die pad byster en dan gaan jy die toorn van God op jou kry. As jy sê jy het nie die Here nodig nie, dan is jy te trots om te sê, hier is ek Here, help my. Op watter fundament is ons? Die Here sinne? Ons het net nou gesing, neem my lewe Here, neem my hande, gee my krag. Ons het gesing, aan U kom al die eer toe. Hy regeer, nie ek en jy nie die regering wat dink hulle regeer nie. Ja, hulle regeer mense en hulle steel so ver as wat hulle gaan. Wat hulle met daai, weet julle wat nie, toe ek groot geword het, was 1 miljoen. Iets enorm. Vandag as hulle van biljoene en triljoene praat, is dit klein geld in hulle agtergatsakke. Wat gaan hulle daarmee doen? Soos pastoor gister gesê het, hulle gaan nie 'n reisigerstjekkie uitskryf en sê, nou gaan ek hemel toe nie. Die toorn van God is besig om baie naby aan hulle te kom. Hulle steel, kom ek lees gou vir julle. Oef, dis 'n lekker woord hierdie. Maar die volk bekeer hulle nie tot hom wat hulle slaan nie, en hulle soek nie die lere van die leerskare nie.
Hulle is besig om ons land leeg te steel. En God die Vader laat dit toe. Nog steeds is sy genade daar. Maar hy steel. Hulle hou nie. Luister hierso. Jakobus 4 vers 8 tot 10. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte julle dubbelhartiges. Weeklag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Ek dink nie hulle is van plan om dit te doen nie. Miskien mag die Here hulle genadig wees dat hulle dit kan doen, want hulle vrees nie God nie. Hulle vrees hom nie. Daar's nou ietsies wat ek hierso soek. Hierso is dit. Ons regering se sondes, want hulle pleeg sonde, want hulle steel. Hulle steel nie net, hulle steel van die hele land. Hulle verteer die land, hulle is so sprinkane. Hulle verteer alles voor hulle. Ek gee nie om dit te sê nie. Ek sal dit vir hulle in 'n gesiggies ook sê. Want dis die waarheid. Hoor wat sê die Bybel. As ons gaan kyk na Jesaja 9 vers 15. En die leiers van hierdie volk het verleiers geword. En die van hulle wat gelei word, is op 'n dwaalweg gebring. Die mense daar buite bly streng vir hulle. Hulle weet, hulle het nie huise nie, daar's nie krag nie, daar's nie water nie, ons lewe in absolute ellende. Ons kan nog sê, ons kan 'n kossie en 'n brood koop, maar hoeveel is daar buite wat nie eers 'n kossie het nie? En hulle steel net meer. In plaas van laat hulle vir die mense help en vir hulle sê, kom ons bou saam 'n nasie. Maak nie saak wat is jou velkleur nie. Steel hulle nog meer. Jesaja 9 vers 19 sê, hulle vat en word nooit verstadig nie. Luister wat sê die Bybel. En hulle byt na regs en het honger. Hulle vreet na links en word nie verstadig nie. Hulle eet elkeen die vlees van sy eie arm. Ken julle daai skrif? Ek het dit gaan soek en ek het dit gekry, want ek het dit nie so lekker geken nie. Wat is dit anderste as wat die wêreld daar buite nou doen? As jy gaan kyk na, maak nie saak of net Suid-Afrika, die hele wêreld. Die wat ryk is, wil net nog meer ryk word. En hulle vat en hulle verwoes. En God laat dit toe. Want die leeu van Juda gaan brul en God se toren gaan losbars. Sonde verteer. Dit verteer alles rondom ons. Dit laat my regtig, ek het jare terug het ek 'n droom gehad van sprinkane. As jy kyk na sprinkane, hulle kom in al hierdie massas en hulle verteer alles wat voor hulle kom. Is daar genade? Nee. Het ons genade in ons regering en ander wêreldleiers van vandag? Nee, daar is nie. Galasiërs 5 vers 14 tot 15 sê, die hele wet word vervul in een woord, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Dis wat gebeur vandag. Dit is my woord wat ek moet gee, dat die mense kan wakker word daar buite oor wat gebeur. Ons moet dit hoor om dit daar buite te kan gaan vertel, dat God se genade, sy barmhartigheid, sy liefde, gaan eendag baie binnekom, op 'n einde kom. Dan is daar chaos. Kom ons kyk bietjie. God se oordeel kom, ons het daaroor gepraat, die hel. Dit is vir my so interessant, want
die ou apostoliese kerk, hulle sê die hel is in jou brein, en as jy nou moeilikheid het, en niks loop reg in jou lewe nie, dan het jy hel. En as jy nog gaan graf toe gaan, dan gaan jy ook hel toe. Dis nog klaar. Dan sê jy, vir ewig lê jy net daar en jy slaap en ek weet nie alles wat hulle dink nie. Die duiwel vertel vir ons baie leuns. Hy vertel vir ons, jy kan maar sondig, Jesus het dood gegaan vir jou, hy het gesterf aan die kruis, sy bloed is gestort vir jou, so jy is fyn. Ek weet van kerke wat sê, daar's nie een mens wat hel toe gaan nie, want God het almal lief. Dis die waarheid. God het almal lief. Maar as jy nie gaan ophou met jou sonde nie, en jou nie gaan laat bekeer en doen wat die Bybel vir jou sê om te doen nie, gaan God se toorn oor jou kom. Jesus, laat ek net gou, ek het hier so 'n bietjie statistieke gesit, laat ek dit net bietjie gou gesoek. My papier is nou in mekaar, ek het dit nog al in rooi gesit. Sorry Here. Is ons dit. Die Bybel is baie, nee, dis in my notas waar ek is, jammer. Die hel se werklikheid. Die Bybel is baie beslis daaroor. Kom ons kyk. In die Nuwe Testament word daar meer as 162 keer verwys na die hel. In die Nuwe Testament. 162 keer. En in meer as 70 van daardie verwysings het Jesus self dit gesê. Hy sê, ek gaan jou uit my mond uitspoeg. Hy sê vir ons, hy gaan vir ons sê, ek ken jou nie. As hy dit gesê, gaan hy nie vir jou sê, hoor hierso, hy gaan nie vir jou sê, terwyl ek hierso staan nie. Hy gaan dit vir my sê, die dag as ek my oë toemaak, en ek blaas my laaste asem uit, gaan hy vir my sê, hoor ek ken jou nie. Daai kant toe. Hy gaan nie vir jou my sê, hoor hierso, ek stuur jou terug aarde toe om nog 'n keer te probeer nie. Jy gaan hel toe. Dis hard, dis 'n ewigheid. Die duiwel lieg lekker vir die mens. Hy vertel vir ons allerhande leuns. En ons luister, want weet julle wat? Ons is gewillig om te luister na sy stem. Jy hoef nie bang te wees nie, want ons dien 'n God van liefde. Daar is nog genoeg tyd oor. Hierdie jongetjies, veral. Nee, daar is nog genoeg tyd. Ek wil nog my lewe geniet. Ek wil nog al hierdie dingetjies doen. Nee, die Bybel sê, ek moet alles eksperimenteer. Drank, dwelms, al die goede wat die Here sê, hy het 'n afskeid daarin. Dis nie wat die Bybel vir ons vertel nie. Die hel, dan is daar mense wat sê, dit bestaan nie letterlik nie. Dis 'n figuurlike plek, soos ek gesê het, dit is die ou apostolies, ek weet dit, want hulle het dit eendag vir my gesê. Toe sê ek van, jy is daar maar regtig bietjie teen mekaar. Kom ons kyk wat sê die woord van die Here. Ek gaan net 'n paar keer, want ek is besig om af te sluit. Matteus 10 vers 28. En moenie vrees vir wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Hom is die Here, ons God se toorn, wat gesê het, jou genade het nou uitgeloop. Ek sny jou lewenslengte hier af. Ek het genoeg gehad van jou nonsens. Hoeveel mense ry in 'n kar en daar's opslag dood in 'n ongeluk. Hoeveel mense loop, ons slaan hulle morsdood neer met 'n hartaanval. Daar is nie eers 'n siekbed wat om te sê, hoor die Here, vergewe my sonde, laat ek ten minste net gered kan word nie. Dis onmiddellik weg. Daar's nie nog 'n kans nie. God se toorn op daai oomblik is klaar. Hel toe,
of hemel toe. Matteus 23:33 sê, slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Laat die wat 'n oor het, dit luister. Slange, addergeslag, hoe gaan julle dit ontvlug? Dis harde woorde. Markus 9 vers 43 tot 48. Ek weet nie, kom ek lees vir julle. As jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om te vermink deur die lewe in te gaan, as om 2 hande te hê, in die hel te gaan, in die onuitblusselike vuur, waarin hulle wurm nie sterf nie, en waarin die vuur nie uitgeblus word nie. Die hel is 'n werklikheid. As jou lewensdraad geknip word deur God die Vader, gaan sy toren oor jou kom. En dan gaan die ander toren kom met die vernietiging. In die laaste dae, Openbaring sê dit baie duidelik, kom daarby. Vers 45. As jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om krepeel die lewe in te gaan, as om 2 voete te hê en in die hel gewerp te word, in die onuitblusselike vuur, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Vers 47. En as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met 1 oog die koninkryk van God in te gaan, as om 2 oë te hê in die helse vuur gewerp te word, waar hulle wurm nie sterf en waar die vuur nie uitgeblus word nie. Dis 'n brede werklikheid. Daar's mense wat sê jy moet dit geestelik beoordeel. Dis werklikheid. As jy doodgaan, ja, jou siel gaan son toe. Jy gaan gemartel word dag en nag. Dag en nag. Daar's nie water nie. Jy kan nie sê ek wil weer probeer nie. Ek kan nie sê ek soek het net 'n druppel water nie. As ons gaan kyk na die ryk man en Lazarus. Die ryk man het alles gehad. Geld, lekker kos, gebrief, wilde. En hy het hel toe gegaan en het gevra vir 'n druppel water. Mense, dis werklikheid. Ek wil afsluit. Dis 'n kwaai woord. Dis 'n kwaai woord. Maar ons moet besef wat staan in die woord van God. En ons moet hierdie woord ons eie maak. En as ons sien, daar's een wat daar buite loop, en hy het daai vermaaning nodig, dan moet ons die kennis hê, om vir hom te kan sê, dit waarmee jy besig is, gaan vir jou God se toren op die hals haal, en daar's niks anderste, behalwe die hel wat vir jou wag nie. Ons moet vir hulle so bang en skrik maak, dat hulle harte vir die Here kan gee, dat hulle kan bekeer, weergebore word, en dat hulle lewe 180 grade kan omdraai, en dat hulle die ewige lewe kan beerwe, as om 'n ewige hel in te gaan. Ek sluit daarmee af, asseblief. Dankie.